uitgenooi. Daar was eenmaal 3 sibbe. 2 van hulle het geen motivering nodig gehad om buitentoe te gaan nie. Die oudste ouetjie sou telkens daagliks 'n rede kry om, selfs op die koudste dag, die deur waawyd oop te gooi. Alles het net vir 'n paar oomblikke tot sy mamma te koud kry. Die seentjies het graag met die vensters gespeel en groter oop was altyd beter. Maar een van die sibbe, grootsis, het hier in die verre noorde 'n binnelyf gekry. Om deur boekies te blaai, fronsend na die TV te kyk, of werkies en speletjies binne in die huis te doen, het haar alledaagse dinge geword. En sy het dit so begin verkies. Mamma sou dikwels sê dat sy genoeg moes buite kom, veral wanneer die son die dag skyn. Dit het gehelp om haar te motiveer met die logiese gedagte dat die son in haar lyfie die nodige Vitamiene D sal maak. So, dan gaan sy buitentoe, soms met baie aanmoediging, soms maklik, maar meestal met minstens 'n baadjie aan. Maar soos die winter begin nader kruip het, met korter dae en dan dikwels donker en bewolk, het sy al minder lus vir buite gehad. Die speelparke was ver en die tuin nie juis vreeslik aanloklik nie. Eendag, toe ouma uit Suid-Afrika hier kuier, dwing ons onsself vroeg die oggend na buite. En grootsis, mos 'n storieliefhebber, vra dat mamma 'n storie vertel. Sy begin te vertel van die 3 sibbe en die stryd om buitentoe te gaan. Elke sinnetjie van die storie bring grootsis 'n paar treukies verder op die stappie. Sy luister aandagtig al die pad. Mamma vertel van die uitnodiging vir buite speel en hoe min die hoofkarakter daarop wou reageer. En dan begin mamma stilweg te wonder wat vir grootsis weer na buite sou kan uitnooi. Want die behoefte aan Vitamiin D is ook net vir so lank 'n goeie motiveerder. Mamma onthou van die lispeltyd, 'n rigtinggewer fluit waarvan ons in 'n storieboek gelees het. Daardie instrumentjie het groot indruk op grootsis gelaat. Mamma besluit om 'n klankmaker, iets soos 'n koperblaser, dalk 'n trompet eerder as 'n fluit, te gebruik as die uitnodiging. Hier kom die storie. Op 'n dag het daar 'n spesiale voorwerp gekom om grootsis na buite te nooi. Dit het 'n mooi klank gemaak. Sy geluid was 'n duidelike buitespeel uitnodiging. Toetoedoe! Maar eers moes ons dit soek. Soos ons stap het mamma die omgewing rondom ons as inspirasie gebruik vir waar die geheime instrument versteek sou kon wees. Is dit dalk in die posbus? Sou dit miskien agter die sneeugraaf wegkruip? Het iemand die instrument dalk in die asblik gegooi? Miskien lê dit ergens in 'n kas of selfs bo-op. Dalk het iemand dit agteraan sy kar vasgemaak. Waar kan dit wees? Grootsis het nuuskierig geraak oor wat hierdie instrument is en waar kan dit tog wees? Op die oomblik wat mamma wil begin beskryf hoe die koperblaser lyk, verskyn dit juis daar in die tuin waarby ons verbyloop. En dit was sonder voorbedagte rade. Mamma het nie geweet wat sy sou sien in daardie tuin nie. Sy het net vertel soos sy geïnspireerd was. En toe kom dit. Daar is dit, 'n hele tuin vol van hulle. Hulle is staan gemaak teen die boog in die tuin. Hulle is weliswaar nie meer goudgeel nie, maar kom kyk self. Loer gou oor die lae heininkie om te sien. Ja, vraggies, daar is hulle. Die trompette wat ons uitnooi na buite. Eers het Trappertjie oorgeloer en toe grootsis ook. Om die
draai was daar nog 'n hele trompetuitstalling. Instrumente wat uitbasuin dat dit buitetyd is. Met die uitnodiging gerig en die instrument gewaar, kon ons toe wel verder stap. Daardie dag het ons gaan kyk hoe naby die meer eintlik aan ons is. En alhoewel honger magies ons teruggedwing het huis toe na ons vroeë stappie, het die klank van die uitnodiging haar buitentoe gelok. Grootsis sou daardie middag selfs bereid wees om sneeupakke aan te trek en in die donker parkie toe te gaan. En hierna was min uitnodiging na buite nodig. Sy het die uitnodiging gehoor en die oproep aangeneem. Tentavonture op die stoep sonder dak, jagertjie op die gras van ons eie tuin, ys eet van die trampolien af en resies hou in die woud, van bo op die piltjie tot by die dam, tot boekies lees in die park. Hierdie koperblaser se klank het bly roep, en grootsis, so lief soos sy is vir stories en musiek, het bly volg. Sy is immers uitgenooi na buite.